Shalom aan elkeen wat luister. My naam is Stefanie Snyman, bedieningsleier van Olyfdag Bedieninge en Tehillah Studiesentrum en is vir ons 'n voorreg om hierdie podcast koffiekuiers aan te bied. Ons noem dit die pad van waarheid en ons gesels met interessante mense. Mag u die kuier saam met ons geniet en mag ons Hemelse Vader u seën wanneer u hierna luister. Deel dit gerus ver en wyd sodat die saad gesaai kan word en dat mense die waarheid kan hoor. Dit sal vir ons lekker wees as u ook kan subscribe, want dit help vir ons met die verspreiding van die woord. Ons is 'n donasie-gebaseerde bediening en vandag gaan ons weer 'n heerlike koffiekuier saam met iemand spesiaal hê. Hallo Yvonne, hoe lekker is dit Hallo. om met jou te praat vandag. Dit is vir my so 'n voorreg dat jy vandag ons gas is, Dr. Yvonne Berg. Ons gaan nou dat sy haarself aan ons voorstel, maar ek gaan haar eers vra om net vir ons te begin met 'n gebed. Baie dankie. Aba Vader, ons wil sê vir u baie dankie vir die geleentheid om saam te kan sit om u woord en om met mekaar te kan deel, om mekaar te kan onderskraag en te kan help en te bemoedig. Vader, dankie vir die geleentheid wat ons vandag het om in u teenwoordigheid te kom en om u naam te verheerlik en te u almag te besing. Vader, want alles gaan omtrent u. Niks is oor onsself nie. Vader, dit wat ons is en dit wat ons in die lewe bereik, is alles uit genade en ons dankie en ons eer u daarvoor en dankie vir die geleentheid dat ons instrumente in die hande kan wees wat u kan gebruik tot ere verheerliking van u koninkryk. Ons vra dat u hierdie verrigtinge sal seën en ons pleit die bloed van Jesus Christus oor hierdie verrigtinge in Jesus naam. Amen. Beshem Yeshua, baie dankie Yvonne. Nou, Okay. vriende, baie welkom vir die wat ingeskakel is en na die tyd sal luister. Ons sê baie dankie vir Abba Vader om die tegnologie vir ons reg te kry, want baie keer wil die ou vyand nie hê ons moet dit doen nie. Want hierdie pad van waarheid is baie belangrik wat ons vandag oor praat. En ons het 'n lekker koffiekuier en ons vra dat ons dat julle saam met ons kuier, kry vir jou 'n koffietjie en dan gaan ek julle nou formeel voorstel aan Dr. Yvonne Berg. Sy gaan ons meer vertel van haar en haar gesin en waar sy bly en dan sal ons so 'n bietjie praat oor haar wonderlike bediening. Oor na Baie jou. dankie. Baie dankie. So ja, ek is Yvonne Berg, Dr. Yvonne Berg. Ek is 'n mamma van 5. Ek is 'n mamma met 5 kinders. En vier seuns en 1 dogter. En ja, getroud en al vir 25 jaar getroud. Ja, dit was nie sal ek sê iets wat ek as 'n tiener gedink het ek sal 'n mamma van 5 kinders wees nie, maar ek is vandag baie trots op al 5 my kinders. Hulle is vir my 'n groot seën. En ja, ek en my man het mekaar baie vinnig ontmoet en ons is ons nie lank mekaar leer ken toe ons getroud en ons eersteling is gebore, so ons het 'n baie vinnige afskop in die lewe gehad, maar Abba Vader was die hele tyd getrou deur ons hele lewe. Ons kom uit verskillende denominasies uit. Ek kom uit die Pinksterkerk uit, hy kom uit die NG Kerk uit en so 'n bietjie botsing gehad daarmee in die begin. Ja, Abba Vader het hom ook gelei op die uiteinde op die pad van waarheid waar hy besef het hy was
al die jare getrou en het 'n kerkgebou besoek, maar hy is van soveel dinge beroof eintlik, want daar's soveel goed wat hy nooit die waarheid omtrent dit geweet het nie. Omtrent Abba Vader se liefde en oor die Ruach. Ek kan onthou toe hy die eerste keer die Ruach ervaar het, ek was verslaan, verstom geweest. Ek het groot geword met dit, maar hy nie. So dit was vir hom 'n absolute, ja, dit was soos die grootste geskenk wat hy ooit in sy lewe gekry het. En daarna het hy begin boeke lees en oplees en hy wou net alles verkoop in die wêreld invaar en gaan disippels maak en vir mense vertel van die waarheid. En ja, so ons twee saam staan saam. Hy het ook berading gaan studeer nadat hy tot werklike bekering gekom het, maar hy het toe later het hy toe nou gesê, maar hy sal mense help en hy sal mense beraad wat op sy pad kom, maar hy voel nie hy's geroep om dit te doen as 'n roeping nie. So in sy alledaagse werk en bedryf, waar hy werk op die konstruksieterreine. Oeps, liewe luisteraars. Ek en Dr. Yvonne het nog so lekker gesels. Toe woeps is sy weg. En later kry ek 'n SMS wat sê hulle toring het omgepaai van die Wi-Fi. So, vir langer as 2 weke kon ons nie die onderhoud voortsit nie. Maar met Abba Vader se genade kan ons vandag weer verder gesels. Geniet dit, geliefdes. So, my man is vandat hy uit die skool uit gekom het in konstruksie, in staalkonstruksiebedryf. En hy het gesien dat waar hy buite op terreine beweeg, dat daar mense is wat die liefde en die waarheid van Abba Vader nodig het. Hy het in die begin, nadat hy gevul was met die Ruach, waar hy eers als verkoop en hy wil gaan lande besoek het en soos hy 'n missionary werk gedoen het. En hy was so opgewonde, maar hy het besef dat daar vir hom iets anderste is daar buite, want ons lewe in 'n gebroke wêreld en die manier en die druk wat buitekant is, veral in die konstruksiebedryf, hoe mense, werkgewers met hulle werknemers praat ensovoorts en die taal gebruik en dit het hy gevoel. Hy moet vir hulle wys dat jy nie nodig het om krietaal te gebruik om mense aan te vuur of met mense te praat nie. Jy kan uit liefde uit hande vat en jy kan saam hierdie konstruksie oprigting doen, want baie van die mense dink hoe harder hulle met mense is en hoe meer kree hulle met mense is en hoe meer afbrekend hulle is, hoe beter funksioneer mense, en dit is eintlik net die teenoorgestelde. So hy het 'n groot gaping daar gesien en hy het ook selfs ons mense wat vir ons begin werk het, begin bedien. Ons het hulle naweke oorgenooi na ons huis toe, ons het vir ontbyt voorberei, ons het vir hulle DVD's gewys en met hulle begin deel, want ons het agtergekom hulle is baie in betrokke in verskillende denominasies en goed en met hulle kultuur ook en agtergrond. So hy het altyd vir my gesê, dit is die verlore skape wat hy voel Abba vir hom gegee het om te bearbei. En deur hoe hy probleme op die terreine gehanteer het hulle gesien maar daar's iets anderste aan hom en het hulle ook begin rustiger raak en gesien dit is nie nodig om opgewerk te raak as daar 'n probleem kom nie. Absoluut vertrou, absoluut vir Abba Vader en hy het niks daarvan gedink om sommer net te begin bid op 'n terrein en te sê nou sit ons in hierdie ding, ons moet 'n plan maak, die ding wil nie werk nie, hoe maak ons nou? Hy het my al vertel. Dit is fantasties. Hy het my vertel eendag waar hulle gery het met die bakkie en die bakkie begin warm raak het en hy het besef het maar die verkoeler is besig om op te pak. Hy sê en al wat ek het is om my hande op die verkoeler te lê en te bid. Hy sê en daar was nooit weer so 'n probleem nie. En so hy het so kragtig vir Abba ervaar daar buite. En die mense het dit aanskou. Ek self toe ek op daai stadium in die huis was, by die huis was met my 5 kinders, het ek 'n dame gehad wat vir my gewerk het en sy het na my toe gekom en vir my gesê maar haar moeder was deur 'n taxi getref
En sy het baie erge skade gekry en sy is in die hospitaal. Hulle sien dat daar nie 'n been is wat nie gebreek is nie. En sy het my elke dag gaan skou in die huis waar ek my aanbidding doen en hoe ek met my kinders werk en al sulke dinge. En omdat sy ook uit 'n kultuur uitkom waar hulle aan sangomas glo en al hierdie dinge, het ek vir haar begin bedien en ek het dadelik die kinders bymekaar getrek. Ek het haar gevat, ek sit haar in die kombi, my man het later eers daarvan uitgevind, ek sit daar in die kombi en ek sê, kom nou, ry ons met die 5 kinders Khayelitsha toe, en ek is daar tussen die plekke in en ek het haar gaan aflaai. En met die wat ek, voordat ek vir gaan aflaai, roep ek die kinders, en die kinders is nog almal klein, ek sê vir die kinders, kom, kry 'n sakdoek uit pappa se kas uit, ons lê ons hande op die sakdoek, en hulle sit in 'n kringetjie, en hulle lê hulle hande op die sakdoek, en ons bid oor daai sakdoek, en ek sê vir haar, as jy nou by jou ma kom, want hulle vervoer haar toe van Khayelitsha se kliniek af na Groote Schuur Hospitaal toe, lê hierdie sakdoek op jou ma se bene. Sjoe, net soos Shaul gedoen het, soos Paulus gedoen het, né? Ja, en ek het dit is my dit het net by my opgekom en ek sê vir haar doen dit en vertrou vir Abba, ons sal intree in dit. En die kliniek in Khayelitsha het plate geneem van ekstrale geneem van haar bene goeders en dit is saam met haar in die ambulans na Groote Schuur toe. En toe sê Groote Schuur maar hulle gaan net weer vir veiligheid gaan hulle plate neem of ekstrale neem net om seker te maak dat hulle ook alle areas gedek het. En sy kom met my terug die dag daarna, sy laat weet het my, maar hulle sê, mama gaan nou in traksie met lê vir hoeveel maande, as alles nou gebreek is, en dit en daai en dit, en sy is omtrent ontstel. En sy doen toe wat ek vir gesê het, en sy kom die volgende dag terug, sy sê, you won't believe, your God is amazing. Toe staan nie een gebreekte been in daai vrou se liggaam nie. Dit was fenomenaal. Weet jy, en daai vrou, daai vrou is getroud vandag met 'n man wat Abba Vader dien en liefhet. Sy het 5 kinders vandag. En sy sê vir my, you are the one. You are the reason why I am who I am today. Dis so Abba ons gebruik, né? Dit is so amazing geweest. Ek wil graag by jou nou uitkom. Ek wil jy moet graag bietjie vir ons vertel van jou studies en dan sal ons bietjie oor jou bediening praat met die perde. Goed. Oor na jou. My studies het begin in 2017. Ons het 'n stuk grond gekoop in 2010 en ons het 'n bietjie deur 'n baie rowwe tyd gegaan waar ons agtergekom het dat ons eintlik te nagekom is en ingedoen is en gebruik is om 'n stuk eiendom te bekom deur iemand anders te saam met wie ons toe of by wie ons die eiendom gekoop het. En met my studies, ek wou altyd op skool was ek was leergierig geweest, maar ek was nie 'n baie goeie akademiese student. Ek was baie lief vir skool, baie lief vir skryf, baie lief vir skool toe gaan, maar akademies was ek nou nie een van die top studente nie. Maar ek wou altyd die begeerte gehad om na skool iets te gaan leer, maar ek wou nie in die sekulêre wêreld iets gaan leer het nie. So ek het vir myself altyd daai doelwit hier agter in my kop gehad. En ek het baie vroeg, my gesin het baie vroeg begin, my gesinslewe, voordat ek nou nog kon besluit, ek gaan nou trou en ek gaan nou begin studeer. Ek en my man letterlik mekaar van Februarie geken, Mei is ons getroud, en kort daarna is ons eersteling gebore, so dis ook nog 'n testimony vir 'n ander dag, maar so ek het nie regtig tyd gehad om te gaan studeer nie, en toe, daarna is dit, weet ek nou my 5 kinders gehad, en ons het in 'n plaas toe getrek, en ons was niks, daar was net bossies en bome, en toe kom ons nou op hierdie situasie waar ons werklik waar, ek het nie geweet wat ek kan toe nie, ek was op daai stadium depressief, hulle het my die dokters het my op antidepressante gesit, op slaappille gesit, ek het letterlik soos 'n zombie gelewe om net deur elke dag se proses te gaan, maar toe begin dit hofsaake raak, en dis howe in, howe uit, en is onsaglike kostes, en ons het hierdie grond gekoop, en dit was absolute geloofreis, ek en my man en die kinders, weet jy, ons het gegaan, toe ons na die grond gaan kyk, en toe vat ons 'n klippie, toe skryf ons daarop Josua 1:3, en ons gooi die klippie op die stuk grond neer, en ons gaan huis toe, en ons het maande nadat ons op die grond kom, en by die grond, want dit was absolute geloofsaak gewees om die grond te bekom, en my man wil baie graag grond gehad het, ek is 'n stadsmeisie, maar hy wil baie graag dit gehad het. So ons het as ek kan onthou nou terug, dan
het die kinders saans voor die kaggel gesit en ons het gebid en ons het vir Abba gevra en ons huis het vinnig gekoop en al die dinge en ons het alles geld daarin gesit en ja, en toe tel ons weer hierdie klippie op, maar die huise bou en alles was ook absolute geloofsaak. As die stene en die goed klaar raak, daar was geen fondse uit die huisverkoop om nog te kan bou ook. Ons het R40.000 gehad en ons het 'n R2.6 miljoen se huis gebou met Abba se voorsiening binne 'n kwessie van 2 jaar. Dit was absoluut fenomenaal geweest. My huis was 500 vierkante meter groot geweest. So en ek kom uit 'n huis uit van 100 vierkante meter. So dit was vir my, dit was die kinders, die kinders het dit gesien. Die kinders het dit saam met ons beleef en ons het absoluut geloof. Dit was net geloof geweest. Ja, Elke steen wat ingaan, die fondasie sure. het ek 'n Bybel ingesit, Psalm 91 op. En Wow. elke steen wat daarin is met gebed in. Die Ag, bouer was prys ook 'n Abba. kind van die Here. So En toe begin wanneer ek en ek studeer sê, jy toe? Hy, Wanneer studeer jy toe? wanneer studeer ek, toe by ons met hierdie hofsaake begin, toe besef ek of ek gee in, wat hulle by my letterlik opneem in 'n inrigting, so erg depressief het ek geraak. Ek het baie siek geraak en my man het meestal weggewerk en ek besluit toe, ek gaan nie toelaat dat die vyand my verder beroof nie. My kinders het my nodig en ek moet opstaan en ek het toe by 'n pastoor uitgekom in Melkbos, want ons is hier in Philadelphia area. By 'n pastoor uitgekom in Melkbos. Ek het gesoek. Ek is deur verskillende plekke. Ek het verskillende plekke probeer en studeer. En elke keer bots dit met my gees, die teachings wat hulle gee. En ek kom by hierdie pastoor uit en hy's toe hy's nog nie professor, hy het professor later geword en ek begin met hom te deel en ek sê vir hom ek het hierdie honger en hierdie dors om my te gaan neerlê voor die altaar en te verdiep in die woord en te gaan leer oor die woord want ek voel as ek my vul met die woord dan gaan ek kan staande bly want ek voel leeg en ek kry nie wat ek soek nie. Ek is soos 'n spons wat kurkdroog is. Dis nie 'n spons in die son dat lê en hy krummel so op, hy trek so op. Hy los heeltemal vorms. Dis so ek voel in my gees. En ek kom nie by die regte kerke uit, hierdie kerke wat dit bots met my en ek is van een plek na 'n ander plek en ek kom by hierdie pastoor uit en hy sê vir my reg ons begin en ek begin te bestudeer in 2017 begin ek te studeer en dit was vir my absoluut fenomenaal. Ek het begin met my sertifikaat in bediening. Ek het gegaan na my diploma in bediening en so het ek gegaan van een jaar na 'n ander jaar en dit was net so amazing. Dit is wat my gees gesoek het, dis wat my siel gesoek het en wat my gevoed het en ek het begin betrokke raak in die gemeente want dit is ook 'n pastoor wat lief is vir die feeste en wat teruggaan na die Joodse se autentiekheid toe en ek sien toe baie geleenthede in die kerk en ek is so passievol en lief vir die woord en dit was 2015 toe ek begin studeer het, so jammer want ek is 2017 Israel toe en ek gaan toe na Israel toe en toe sit net soos in 'n imparting wat in my gekom het toe ek uit Israel uitkom en ek is so vol, ek het so vol geword en toe ek terugkom toe sê ek vir hom kan ek die kennisgewing borde vat in die kerk en kan ek die mense begin leer oor die feeste en oor hierdie goed en hy het altyd die Sukkot fees het ons in die kerk gedoen. Ons het alles uitgedra in die kerk en dit was amazing geweest, die tabernakel fees. En ons het die first fruits feeste gedoen en ons het alles gedoen. Ons moes spesiale klere laat maak het. Hy het altyd vir ons gesê julle maak dit self en dat hy vir die mense pryse gegee. Ons moes so aangetrek het. Ek dink dit was die enigste kerk in die area wat so teruggegaan het na die Hebreëse wortels, ja. Ja, en soos wat ek leer en ontdek, so deel ek met hom en hy ontdek en hy deel met my en hy het met baie dominees gaan sit en tee drink en teen hy sê vir my, die dooms en die dit en die dat en hulle verstaan nie die goed nie maar hy was so passievol en lief vir die Hebreëse wortels en dit was vir my so lekker om te En jou doktersgraad, het jy dit deur watter ek het dit alles universiteit? deur hom gedoen. Ja, ek het al my studies is gedoen deur Terrapon Universiteit. Hy het ook deur Terrapon Universiteit geleer. Dis eintlik 'n universiteit wat geresoneer het uit die FSA uit. En hulle het toe begin takke oopmaak oral, maar hulle mag nie in Suid-Afrika bekend staan as Terrapon nie. So jy moes byvoorbeeld soos nou is ons is die tak in Pretoria en dis Revelation Kids, maar by ons word geakkrediteer deur Terrapon.
ek is nou tans vir hulle professor en lektor. Maar omdat Suid-Afrika nie hulle akkreditasie wil aanvaar nie, omdat hulle streng is met wat hulle in glo. So hulle ons universiteite en colleges waar mense gaan studeer, is almal geakkrediteer op PC Wagner se handleidings wat nie autentiek is nie en wat nie reg is nie. En almal leer dit, maar dit is nie wat hulle moet hê nie. Nou Terrapon glo aan die waarheid en dit is hoe toe pastoor Nico ook daarbey uitgekom het en hy het ook gesoek na die waarheid en ek het toe deur hom gaan leer. So ek het alles gedoen deur hom. Ek het my PhD graad het ek begin en toe is hy oorlede want hy het sedert 2004 is hy gediagnoseer met Burger se siekte, so hy het sy ledemate begine verloor. Baie siek man. Ek meen, toe hy afgesterf het, was hy 65 jaar oud en hy 62 operasies gehad. Maar fenomenaal en passievol lief vir Abba Vader en die waarheid. Hy was baie streng vir die waarheid. Jy het jou PhD gedoen. Jy het eintlik 2, né? Een in ministry en dan ander een in counselling. Ja. Vertel vir ons 'n bietjie hoe dit toe gebeur dat jy nou jou bediening en jou bediening se naam en dan hoe dit gebeur dat jy die perde betrek het, want ons tyd is 'n bietjie min en ons het nog so 20 minute. Goed. So ek wou toe ek my tweede doktorsgraad gedoen het, toe wou ek dit eintlik doen in eskatologie, want ek is baie lief vir eskatologie, maar my pastoor of my prof sê vir my nee, hy dink berading. Ek sê vir hom, maar ek sien nie myself as 'n berader nie, want omdat ek so baie praat, ek kan nie regtig luister nie, ek praat so. Toe sê hy vir my, nee, jy besef nie, maar jy het daai gawe gekry as 'n berader. Hy sê, hy het my al gesien in die gemeente hoe ek optree, wat ek het baie saam met hom bedien, as mense uitkom vir gebed. So toe het ek berading begin studeer, en ek het regtig nie geweet waar om te begin nie, en ek het net dat die Ruach my lei, en ek het verskillende beradingsterapieë gevat en metodes gevat, en ek het gaan navors daaroor, en ek het gaan kyk vir al terapieë wat mense sê, is geakkrediteer of hulle kan dit staaf met 'n Bybelse skrif om te sê dat dit is volgens die woord wat die terapie wat hulle doen, dis skriftuurlik. En ek het gestoei daarmee want baie van hierdie metodes en terapieë gebruik hulle die woord om te staaf en te beamoen dat dit skriftuurlik is, maar die woord word uit konteks gebruik. En dis iets wat my prof ook baie op my hart gelê het, is moenie skrif uit konteks gebruik nie. Wees versigtig om te sê, die Here het vir my gesê. So daar's baie goedjies wat hy in my gedeponeer het, wat ek op sterk staan, en ek kry baie slaag daarvoor, maar ek staan vir wat ek staan. Hy het my ook geleer, jy gaan geen kompromie aan nie. En so ek staan vir dit, en mense raak kwaad vir my, maar ek hanteer hulle maar met liefde, en ek aanvaar, want baie keer raak mense kwaad, omdat hulle nie, hulle ore nie geopen is nie, en omdat hulle op daai stadium nie die waarheid kan vat nie, maar ek het Shama leeftyd, né? Die Shama leeftyd, né? Ja, so ek het toe met my dogter het toe ons plaas toe trek, waar sy graag 'n perd gehad het, en ons het toe perde vir gekry, en ons het toe later in begin, ons het toe getrek van die stuk grond af, wat ons toe daai tyd nou die hofsaak oor gehad het, ons het 'n ander stuk grond bekom, ook 'n wonderbaarlike getuienis oor dit, en ons het perde begin inneem van die resiesbaan af, wat fisies weggegooi word, wat mense net wil van ons raak. So adopt a horse. Ja, so ons gaan fisies na die resiesbane toe, soos Kenilworth en daai plekke, en ons gaan haal hierdie resiesperde. En dan word hierdie perde by ons laat staan, en hierdie perde kom eerstens uit al hulle hormone en hulle goeters uit, en dis perde wat tussen 3 jaar oud is en 5 jaar oud is, en 'n perd is eintlik eers ontwikkel ten volle op 7 jaar, sy ruggraat is eintlik eers ten volle ontwikkel op 7 jaar. So hierdie perde is emosioneel en fisies so gebreek. En my dogter het werklik 'n passie, sy het skoonheidsterapie gaan studeer, en sy het allerlei goed gedoen, en meer mamma weet, mamma betaal vir die goed, maar dis nie eintlik wat sy moet doen nie, dis nie haar calling, het ek het maar gelos, het sy self besef. En ek het gesien met haar na lewe,
die transformasie wat in haar lewe plaasvind met haar toetse en beproewinge wat sy deurgaan, wat die perde doen, my eie lewe, het ek gesien wat dit doen, en kinders wat amper, saam haar, skies, amper soos wanneer die perd herstel en help hy jou om te herstel. ja, dit is so, maar om te sien, dit is 'n perd wat stikkend is en letterlik niks werd voel nie, en hoeveel van ons mense voel deur dinge waardeur ons in die lewe gaan niks werd, hulle wil net gaan opgee, as jy hulle gesigte sien as hulle aankom, dan sien jy hierdie perd is nou al 5 jaar oud, en hierdie perd se lewe is totaal en al oor, is asof hy nou al amper 30 of 40 jaar oud is. So, en om te sien hoe al hierdie hormone uitwerk en hoe hulle persoonlikheid uitkom, en hulle liefde uitkom. Ek bedoel, as jy 'n perd kom, dan is hy is ingebreek om resies te hardloop, maar dan het hy eintlik 'n liefde en 'n passie vir of 'n terapieperd, om iemand te liefde te gee en aandag te gee, of hy's 'n perd wat daarvan hou om show jumping te doen, of hy's 'n perd wat daarvan hou om net hunting te doen. Hulle gaan op sulke paadjies en hulle ry met hulle uit en tel goedjies op sekere plekke, sulke pryse en goeders. Of dis 'n perd wat dressering doen, wat baie dissipline verg, maar hierdie perde word absoluut gemoor om net resies te hardloop, en hulle is in so 'n gejaagdheid, en dis baie wat met ons mens gebeur, ons is in so gejaag om al die goed gedoen te kry, en hulle is ook in so gejaagdheid, nou om hulle te kry te sê, relax, ontspan, wees wie jy is, doen waarvoor jy lief het, want ons is hier om jou te help om te ontdek, om te doen waarvoor jy lief is, wat En jou so passie is, help waarvoor jy die mense met jou perde. So help ek die mense met die perde, want die mense kom hiernatoe, hulle is hierdie gejaagdheid, en hulle connecteer met die perde, maar die perde is so interessant, dat ons hou daarvan om die geskiedenis van die perd te weet, want as mense hiernatoe kom, autistiese kinders met ADHD, verskillende kinders kom na die plaas toe, en dan hoef ek nie eers na die mamma toe te gaan, of na die kind toe te gaan, of na die pappa of appa toe te gaan, en te sê, wat is die probleem? Waarmee sukkel julle? Waar wil julle hê moet ek fokus op aandag gee nie? Ek los net hierdie kinders. Ek sê vir die mammas en pappas, hulle kom nie vir terapie nie, hulle kom nie vir berading, hulle kom plaas toe. En ons is tussen die perde, en ons kam die perde, en ons En dan spandeer sien jy watter perd connect met watter. watter mens, en as jy sien daai perd connect met daai persoon, dan weet jy al klaar, as jy die perd se geskiedenis ken, wat is die goedjies waarmee hierdie persoon sit. En met die perd werk ons daardeur, as daar gedragspatrone is wat moet verander, dan probeer ons die perd inkorporeer om sekere goed te doen wat ons weet die perd hou nie van om te doen nie. En dan vra ons vir hierdie kind, nou sien jy, die perd wil nie dit doen nie. Hoe voel jy nou omdat die perd dit nie wil doen nie? En dan so kry jy die konneksiepunt, hoe dink jy voel mamma of die juffrou as hulle vir jou vra om ietsie te doen en jy wil dit nie doen nie. Wow. So dit is so fenomenaal om hierdie goed te sien. En dan om te sien hoe hierdie perd gloei en hoe hierdie persoon gloei en die transformasie tussen die perd en die persoon. Dit is Ag, dis wonderlik. Yvonne, ek wil dan ook vra dat jy vir my al jou inligting stuur sodat ons dit onder aan die video kan sit en dan kan die mense met jou kontak maak wat behoefte het. Nou ek wil nou spring na heeltemal 'n ander vraag. Hoe sou jy die pad van waarheid beskryf as daar nou iemand by jou kom en sê maar ek is honger soos wat jy was, soos wat ek was toe ek die pad 2007 begin loop het. En ons weet daar's meer. Hoe sou jy die pad van waarheid vir hulle beskryf? Vir my is die heel belangrikste, baie mense sal vir jou sê, as iemand met honger en dors na jou toe kom en hulle wil weet oor die waarheid en die woord, is begin by die boek van Johannes. Almal sal vir jou sê, begin by die boek van Johannes. Vir my is dit ontdek wie is Yeshua. Ja. Ontdek wie is Yeshua. Dit is soos, ek sien myself altyd in daai sin, en ek verduidelik dit vir mense so, ek het uitgevind ek is 'n aangenome kind in die geesteswêreld. Ek het geleer van Jesus, ek het geleer van die Here in die kerkdenominasie. Toe besef ek maar, my biologiese pa is nie Jesus en die Here nie, my biologiese pa is Yeshua. Abba Vader. Yeshua. Ja, ontdek hom, ontdek sy lewe, ontdek waaroor alles van hom gaan. Ek sê En wie hy is, nee. Ja, wie hy is, want hy was 'n Joodse rabbi, hy's 'n hy's 'n Hebreë en ja. ons mindset is die
Griekse mindset. So ons moet Ja. amper dan, soos ons hom leer ken en hom lief kry, dan begin ons besef wat sy identiteit was. Tyd is. Ja. Ek hou nogal vreeslik van die Chosen se reeks, want dit weerspreek vir my nogal baie hoe wie hy was, nê. Nee. Hoorie Ivan, Ja. en dan wil ek hê jy moet asseblief, want jy gaan binnekort vir ons Vrouedag toespreek en ek wil so bietjie daaraan raak. Goed. So as die bruid van Messias. En daai gaan nou net vir die vrouens wees, maar nou het ons 'n breër gehoor. Hoor. Ons as die bruid van die manne is ook die bruid, né? Hoe kan ons ons lampies volhou? En as jy twyfel of jy die bruid is, gee vir ons 'n bietjie daaroor meer inligting. Want Olyfdag gaan net oor equipping the bride, clothe the bride. Ja. Vir my is dit om basies in te tap soos wat ons ingesny is in die wynstok, om in te tap en seker te maak ons is ingetap by die regte bron, by die waarheid, sodat ons gevul kan word met die ruach wat die teken is van die Heilige Gees en wat die volle Heilige woord, Gees is. nee. Die volle woord, nie gedeeltes of wat net vir ons aanklank vind nie. En dit is my baie belangrik om te gaan dieper delf in die woord en om mense te gaan soek wat jy weet die pad stap en op die waarheid is om vir jou te Kom weg lei van die en te internet wat so baie leuns ook het, nee. Ja. En kom en ek is nie ek breek nie, ek wil nooit enige denominasie afbreek nie, want dit is maar bloot mense wat nog nie by die waarheid uitgekom het nie. Ja, ons almal is op 'n journey, nee. Ons almal is op 'n journey en ons journey gaan dit is die reis van heiligmaking. Dit gaan aan tot die dag wat Abba ons kom haal. Ja. Dit hou nooit op nie. Niemand is nooit volleerd en weet alles nie. Maar soos wat ons honger en dors en bidend is, gaan Ruach vir ons lei na Stefanie toe om vir ons te lei en te leer en te lei na sê maar Dieter toe of na Celeste toe of na iemand. Ja, en dis hoekom ons is. die Hebreëse taal beter wil leer ken, want is deel van Yeshua se lewe, nê? Dit is deel, dit is 'n deel van sy DNA, sy bestaan en daai passie en daai liefde van die taal en daai liefde van hom wat uitgestort word in ons en wat ons weer kan gee, want baie mense sal jou sien en vir jou sê maar daar's iets anders te omtrent jou en dit is 'n oop deur. Dis 'n oop deur want hulle sien daai vuur wat brand aan die binnekant. En dan is ons lig en sout. Dis ons lig en dan moet ons deel en dit is wat ons moet seker maak en mens moet jouself nie daaroor kastei nie, want ons kan partykeer onsself kastei want jy wil so seker maak van alles, maar in liefde groei en daai gewilligheid. Kyk, ons moet net available wees. Ons moet daai gewilligheid hê. Ja. En ons gaan in die waarheid gelei word. Ons moenie te hard wees op onsself nie. Jy inspireer my elke keer as ek met jou praat. Nou, en jy ook vir my. Nou ons tyd is bietjie min nou, so ek wil hoor by jou. Gee raad vir mammas want jy het 5 kinders gehomeschool. Wat se raad sal jy vir mammas gee want baie mammas wil nou daai roete volg en dit het baie geduld nodig. Ek het self langer as 32 jaar skool gehou vir tieners en toe het ek homeschool gedoen vir vreemde kinders. En wat sal mens doen? Wat gee vir hulle raad asseblief? Vir my, dit was vir my 'n groot ding geweest want ek het gevoel ek gaan nie dit kan doen nie en omdat my kinders is 5, hulle is almal so 2 jaar uitmekaar uit, so dit is verskillende klasse en groepe en goed. Vir my is die belangrikste in die kruks is weer eens begin by die woord. Begin by die woord. Want vir my was die belangrikste dat my kinders die woordkennis het en uit die woordkennis uit vloei die vak. Ja. En dit raak maklik. Dit raak so maklik as jy uit die woord uit die vak begin inkorporeer, want dan verstaan die kind dit beter, dat die konsep is vir hulle beter om te begryp. En elke kind is uniek. Onthou dat elke kind is uniek en werk met elke kind
in sy uniekheid wat vir hom hou, soos my dogter, my kinders, hy het glad nie gehou van lees nie. So nou het ek geweet as mamma sy hou van perde. So ek het vir haar boekies gekry oor perde. En dit het haar weer ge-inspire om te lees en uit te vind. So as die perd iets mekeer, dan sê ek vir my skat, kom ons gaan kry vir 'n boekie, dan lees jy daaroor, dan kan jy die perdjie help, maar dan help ek haar. Ons moet miskien wegbeweeg van te eng wees oor akademie. Want wat het ons kinders het akademie nodig, maar vir my is dit ons kinders het die waarheid van die woord nodig. Ag, Want uit die waarheid van die woord vloei alles. Ja, jy praat so uit my hart. Ek onthou ek het by 'n plek skool gehou waar ons vir elke les 'n teks moes soek of 'n Ja. skrifgedeelte moes soek en dit help nogal. Dit doen. Yvonne, dit is so kosbaar. Ek is so spyt ons tyd is min, maar ons kan altyd nog 'n onderhoud doen want ek dink jy het nog baie om vir ons te vertel. So baie dankie vir vandag en laat my toe om vir jou te bid. En vir Baie jou dankie. gesin. Papa Vader, dankie dankie. vir die kosbare vrou. Dankie vir die werk wat sy in u koninkryk doen. Dankie vir lewens wat sy verryk. En dankie dat ons kan haar seën met die krag van u seëninge vir haar bediening, vir haar gesin, vir haar man en daar op die plaas seën alles wat hulle hand aanslaan. Want ons weet, soek eers die koninkryk en dan sal al die dinge bygevoeg word. Ons eer u naam en ons prys u vir alles wat u vir ons doen. En dankie dat u vir elkeen sal lei wat hierna luister om die pad van waarheid te soek en Yeshua te soek. Ons vra dit in sy naam, Beshem Yeshua. Halleluja. Baie dankie Yvonne. Ons gaan definitief weer gesels en ons sien uit na Vrouedag. Die dames, merk dit asseblief op julle kalender, daai oggend 10:00. Ons gaan 'n wonderlike, sommer net 'n kuier hê daai dag. Wees geseënd, Yvonne. Dankie. Mooi bly. Totsiens.